So ons gaan vandag aan met die tweede helfte van Romeine 9. En hierdie is eintlik vir my 'n verskriklike kosbare gedeelte in Romeine 9 waarby ons vandag gaan begin. Maar net om vir ons so vinnig, ek wens ek kan die Afrikaanse woord kry vir recap. Een van julle moet my asseblief help. Wat is goed? Hersien. Kom ons hersien wat laasweek gebeur het. So ons het laasweek so vinnig gekyk en ons het besef dat God is regverdig, al stem ons nie altyd saam met dit. Wat ook al die Here se plan is, wat ook al die Here se wil is, dis perfek en God hoef nie by ons in te skakel nie. Ons het ook gekyk dat hy kan doen net wat hy wil, hy kan dit doen net hoe hy wil, hy kan dit doen net wanneer hy wil en hy kan dit doen deur middel van net wie hy wil. Ons het ook besef, en hierdie was die eina gedeelte, dat ons harte moet eintlik breek vir die mense wat nog nie die Here gevind het nie. Ons harte moet breek vir mense wat nog nie die Here dien nie. Ons is nie veronderstel om neer te kyk op hulle nie. Nou ons gaan vandag ook so 'n bietjie uitbrei op daai gedeelte en op die gedagte van God se soewereinheid. En dan gaan ons ook 'n bietjie kyk na wat is ons verantwoordelikheid in reaksie teenoor God se soewereinheid. En die gedeelte waarmee ons afgesluit het laasweek was eintlik so kosbaar, want dit het gesê, o God, wees my sondaar genadig. En die een ding wat ons moet besef as ons vir die Here bid, o God, wees hierdie sondaar genadig, is, ons hoef nie altyd alles te verstaan nie, solank ons net erken wie God is. En ons sy almag erken, en ons besef hoe belangrik God eintlik in ons lewens is. En ek gaan vir julle 'n ander realiteit vertel, dit maak nie saak hoe ons dink, hoe ons besin en hoe ons redeneer nie, julle op die einde van die dag hoef God definitief nie ons goedkeuring weg te dra nie. Ons het partymal hierdie persepsie geskep dat God ons goedkeuring nodig het en ek beloof julle, hy het definitief nie. Maar die kruks van vandag se storie waarna ons gaan kyk in hierdie gedeelte in Romeine, gaan eintlik vir ons daarop neerkom dat ons moet volkome oorgee aan God. Ons moet volkome besef wie God is en wat hy eintlik in ons lewens vir ons beteken, alhoewel dit nie altyd noodwendig so maklik gaan wees nie. So ons gaan begin by Romeine 9 vers 19. Baie bekende gedeelte. So dit begin hier so en dit sê vir ons, jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want wie het sy wil weerstaan? Of het die pottebakker nie mag oor die klei om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? En as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot langmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toe berei is, verdra het. Juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van die barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. So naamlik wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. Nou weer eens begin Paulus met 'n vraag, soos wat hy laasweek ook gedoen het. En hierdie vraag kom daarop neer wat hy eintlik vra, waarom verwyd hy wie God is dan nog? Want wie het sy wil weerstaan? So met ander woorde, as God alles beheer, hoe kan hy mense aanspreeklik hou? So Paulus vra eintlik die vraag hier, maar Here, as u dan nou so in beheer is, hoe kan u ons enigsins wil blameer? As ons dan nou sou fout maak, want u is dan nou in beheer. En ons sal onthou, in die vorige gedeelte het Paulus al reeds bewys dat God is totaal en al regverdig. Ons kan nie dit betwyfel. So die vraag gaan nie of hy regverdig is nie, maar eintlik is die vraag hier, maar Here, is u dan nou billik? As u nog steeds toelaat dat van ons in die verderwing gaan. Want dit sê ook vir ons, want as die redding uiteindelik van God afhang en hy barmhartig is oor wie hy wil en verhard wie hy wil, hoe kan hy dan iemand skuldig vind? Nou baie lesers sou in hierdie gedeelte, en ek het laasweek so vinnig verwys aan die Calvinisme en Arminianisme, wat hulle hierso dink is, hy verwys eintlik na die mens se vrye wil. Maar eintlik sê vir ons daarvan, in plaas is beperk, dat God se weë mag nie bevraagteken word. God sê vir ons hierso, hy kan en hy mag doen net wat hy wil doen. Wie is ons as nietige mens om enigstens God se plan in betwyfel te trek, of die manier hoe God goeders doen, in twyfel te trek. En dan verduidelik Paulus dit eintlik mooi hierso. Hy sê die fokus moet wees die uiteindelike doel van God se heerlikheid. Dis die groter prentjie waarna ons hierso moet kyk, want sy geregtigheid word gesien in oordeel en sy genade word gesien in die redding.
So eintlik wat Paulus hierso sê is, God mag gebruik wie hy wil gebruik, hoe hy daai persoon wil gebruik. Hy het in die vorige gedeelte vir ons aangehaal, waar hy gesê het, Farao se hart het verhard geword, want God se heerlikheid het bekend geword deur dit. Nou ek gaan weer by een gedeelte eerste vir ons stil staan, voor ons die res van hierdie oopbreek, en dit gaan ons vind, waar hy aanhaal uit Jeremia uit, die kosbare gedeelte van die pottebakker en die klei, en dis nogal iets waarvan ek baie hou van. Vir 'n hele paar jaar lank was ek daai klei gewees in die pottebakker se hand, en dit het nie altyd vir my sin gemaak nie. Dit was nie altyd vir my lekker gewees nie. Nou, as ons gelees in Jeremia 18 vers 1 tot 6, dis wat Paulus aanhaal. Hy sê, die woord van die Here tot Jeremia gekom het, maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om 'n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak het misluk. Soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker, maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Nou wat vir my eintlik so mooi is van hierdie gedeelte is, hierdie het aangeskuif na ons toe as wedergebore kinders van God ook. Waar die Here eintlik vir ons sê, ons is die klei in die pottebakker se hand, en hy mag eintlik maak wat hy wil maak. En as dit dalk is dat mense in rebellie teenoor kom en sê vir jou, weet jy wat, ek gee eintlik nie eers dadelik op jou nie. Ek mag dalk net weer probeer. Dit mag dalk net nie lekker wees nie, want ek weet nie of julle al ooit gesien het, en ek wil nou nie hê, julle moet nou dink aan die rolprent met Patrick Swayze nie, maar as hulle besig is om met daai ding te werk, partymal lyk dit of hierdie vorm mooi kom, dan val hy plat, dan is dit weer van voor af, druk en maal en maak nat en druk die ding en bewerk hom, en dan eventueel, dan kom daar so 'n mooi ding uit dit uit, en die Here sê vir ons, ek werk presies dieselfde so met julle. Maar nou is my vraag, is ons as die klei altyd bereid, dat die Here so met ons sal werk? Want die probleem is wat ons baie keer doen, die dag wat die Here bietjie moet begin druk, dan bou ons. O Here, hoe durf U dit nou aan my doen? Hoe durf U nou vir my die lewe bietjie moeiliker maak? Ons het geen reg om die pottebakker te bevraagteken, maar ons doen dit so graag. Ons sal nooit in die posisie wees om die pottebakker te bevraagteken. Die probleem wat ons wel vind is, ons word baie keer hierdie idee gegee, dat ons as skepsel is baie naby aan gelyk aan die Skepper, en ek wil amper vir julle sê, in sekere gemeentes word ons amper geleer dat ons amper gelyk is, indien nie bietjie hoër as God nie. En hoekom ek van dit praat is, julle sal soveel keer die vals leer hoor, wat kerke van hierdie klein gode begin praat, maar jy is 'n God op jou eie. Kyk julle, jy is nie 'n God op jou eie nie, want daar is net een God. Jy kan vir my dit probeer bevestig, soveel as wat jy wil, daai leerstelling is absoluut uit die put van die hel. Die pottebakker bly die pottebakker, ons bly die klei. Nêrens sê dit vir ons, maar as die pottebakker klaar is met die klei, is hy en die klei amper gelyk nie. Ons bly die klei in die Here se hande. En weet julle, ek lees nou die dag 'n ding wat vir my so uitstaan. Dit gaan iets in die lyn van, ek kan dit nou nie presies onthou nie, maar dit kom daarop neer, wat jy van God dink, sal voorkom in hoe jy van hom praat en hoe jy tot hom bid. As ek luister hoe jy van God praat, dan kan ek 'n klare persepsie skep van hoe jy God ag. Waar plaas jy God op hierdie ranglys? Plaas jy hom naby aan jou, of erken jy wie God werklik is? Want as jy God as jou gelyke gaan stel, gaan jy so oor hom praat ook. Dan sal jy een van daai mense wees wat vir God voorsê, hy sal dit doen. Hy moet dit doen. Ek het nie een keer hier gelees waar die klei omdraai en vir daai pottebakker sê, maar jy sal my so vorm, of jy sal my so maak nie, want die klei weet wie hy is. Ons sal moet begin agslaan, dat die mense om ons kan agterkom en kan optel waar ons God ag. Want as jy tot God bid, gaan jy tot God bid, o Here, wees hierdie sondaar genadig. Nie o Here, jy sal dit vir my doen, of jy moet dit vir my doen nie. Want ons het al reeds geleer, ons sal God nooit voorsê nie. En weet jy, die hartseer realiteit is, ons bid dit soms sonder dat ons dit besef. Ek vind myself nog partymal daai fout maak, waar ek amper in 'n gebed vir die Here wil sê wat hy moet doen.
Here, beskerm my kind. Here, as dit in die wil is, wat ook al moet gebeur, ek sal tevrede wees met die uitkoms. Wat God bepaal het moet gebeur, gaan gebeur of ons daarvan hou of nie. Ons kan nie hom manipuleer daaraan om dinge te doen waarvan ons hou, en hy reeds besluit het hy nie gaan doen. Maar ons vind onsself so baie keer wat ons sê, Here, weerhou my van die moeilike tye. Here, hou my uit die vyand se hand uit. Dalk wil die Here jou juis laat deurstuur, dat jy 'n lig vir hom kan gaan wees. Dalk wil die Here juis sê, jy moet deur die stryd gaan, sodat jy sterker aan die ander kant kan uitkom, en dan bid ons, Here, val dit vir my weg. Dalk moet ons begin en sê, Here, kry my net idee. Here, stig my net as ek deur hierdie stryd gaan, want op die einde van die dag wat ek al U besluit moet gebeur, het ek vrede mee. Want op die einde van die dag maak nie saak waar ek myself bevind nie, U bly goed. U goedheid sal nog steeds raak gesien word, of ek op die piek is en of ek in die dal is, dit maak nie saak nie. Kry my net eerder deur, moet my nie dit weghou van dit af nie. Ek vertel Woensdag aan by die bidhuur, so 10 jaar terug as ek reg is, kan dalk bietjie meer wees, is al so 21 mense in Libië, Christene, doodgemaak vir hulle geloof. Hulle is in 2 groepe gevang gewees, hierdie manne, en hulle is gemartel vir 'n paar maande lank. Hulle was Egiptiese Christene gewees. En uit daai Egiptiese Christene is daar een man wat nie eers saam met hulle was nie, hy het net saam met hulle gewerk, hy kom van Ghana af, van 'n ander land af. Julle sal dit sien as hulle die ouens op die strand neersit. Hulle martel hierdie manne, hulle sê, weet julle wat, al wat julle moet doen is, erken Islam. En hulle sê, ons sal nie. Eventueel, om 'n punt te bewys, vat hulle daai 21 mans, hulle sit hulle op die strand neer, en agter elke een gaan staan 'n man met so 'n lang mes. En hulle sê, ons gee julle vandag nog die geleentheid. Kies jou lewe vandag. En hulle sê, nee, ons kies die ewige lewe vandag. Hulle staan daar, hulle kom by die swart man, wat nie saam met hulle uit Egipte uitkom nie, en hulle sê vir hom, jy is nie eers een van hulle nie. Jy dien nie eers hulle God nie, en hy sê, weet julle wat, na wat ek gesien het, waarvoor hierdie manne gestaan het, is hulle God, is my God vandag. Ek sterf saam met hulle. Hy het hulle van geen kant af geken, hulle het saam gewerk. Daai man staan op en hy sê, ek is bereid om saam met hulle te sterf vandag. Nie omdat die Here hulle uit die situasie uitgekry het nie, maar omdat die Here hulle deur die situasie gekry het. Was dit getuienis genoeg gewees vir daai man, om sy lewe prys te gee vir 'n God wat hy tot op daai stadium nie eens gedien het. Dis hoe almagtig God is, dat hy kan die verharde harte van mense gebruik, om ander mense by die Here uit te kry. Weet julle wat is my so mooi, na die tyd gaan praat hulle met hierdie mans se vrouens. Hulle huil, hulle is hartseer, wat ek kan begryp. En daai vrouens sê, weet julle wat, terwyl ons mans daar was, het ons vir een ding gebid. Nie dat die Here hulle daar uitkry nie, maar dat hulle nie hulle geloof sal verloon nie. Wat sal ons gebed gewees het? Here, kry my man daar uit, bring hom vir my huis toe asseblief. Ag Here, asseblief straf die mense wat hulle gaan doodmaak. Nee, hierdie vrouens bid en sê asseblief God, laat ons mans hulle geloof hou. Daar was die pottebakker dan maar meer as suksesvol met daai klei gewees. En weet julle die ironie van dit is? As jy hoor wat daai manne gebid het, en jy sien waar hulle God geag het. Hulle het God baie, baie hoog geag. Want hulle was bereid om hulle lewensprys te gee vir die God wat hulle aanbid het. Maak nie saak hoe moeilik hulle omstandighede was nie. Hulle vrouens bid en sê, Here, moet hulle nie uit hierdie omstandighede kry nie, maar moet asseblief nie dat hulle U verloon nie. Hou net hulle geloof sterk. As ons 'n voorbeeld soek van hoe ons moet bid, moet my nie uit dit uitkry nie, Here, maar hou my net sterk as ek deur dit gaan. Dis al wat ek vra. Want U almag kan gesien word, al vind ek myself op my knie op daai strand vandag, met 'n lem. En weet julle, ek gaan nie vir julle jok nie, al 21 van daai mans is op daai strand dood daai dag. En weet julle wat is die amazing ding van dit? Hulle het in die glorie van God in beweeg. Daar's nie 'n groter prys en 'n groter loon as dit nie. My gebed is, dat ons as gemeente van Jesus is lig, daai tipe geloof sal begin kry in die Here Jesus Christus. Ons weet wie ons God is, en maak nie saak waar ons onsself bevind nie. Maar vir daai God sal ek sterf. En ek sal 'n getuienis deur my lewe wees, dat ek hom nooit gaan voorsê nie. Want ongeag waar ek myself bevind, ek weet wie die Here wat aan my kant is. Julle, dis eintlik vir my so mooi, as ek dink nie een van daai mans het God probeer voorsê nie. Wat ons uit hierdie pottebakker ding uit kan leer. Al kan ons dit nie altyd sien nie, God is altyd aan die werk.
God is altyd besig om in ons lewens te werk. Die probleem is net, ons reageer nie altyd so wat ons moet nie. Want die pottebakker maak nie foute nie. Maak nie saak waar ons onsself bevind nie, God bly perfek. Die probleem lê eintlik by die klei. Die probleem lê eintlik by ons. Nou hierso waar hy eers na Jeremia verwys, was dit Israel gewees, maar dan sien dit vir ons en vandag stel dit eintlik ons voor. Wat vir my kosbaar is van hierdie gedeelte, ons het nie een keer hier gelees waar die pottebakker sê, ag weet jy, nou is ek klaar met die klei en ek gooi hom weg nie. Hy bewerk hom weer. Hy begin weer van voor af. As ons foute maak, as ons kort kom, as ons teen God se wil gaan, dan sê die Here vir jou hierso, ek gaan jou nie weggooi nie, my kind. Ek gaan nog steeds met jou werk. En weet julle hoeveel keer gebeur dit in ons lewens en ons sien dit nie eens raak nie. Maar die Here vir jou sê, ek gaan vir jou nog 'n kans gee. Kom terug na my toe. Kom terug na my toe. Dit gaan dalk 'n moeilike proses wees, maar kom terug na my toe. Weet julle wat vir my so kosbaar is, ek gaan kyk hierso in hierdie gedeelte, dan sê dit vir ons, God gee nie net op mense nie, hy werk met ons gebrokenheid, en hy kan herstel wat beskadig is, want God is soewerein. Dit is sy keuse. Hy kan bepaal hoe hy dit gaan doen, maar ek kan vir julle een ding sê, hy vorm ons, hy bou ons, hy werk in ons, hy gee nie op ons nie. En as jy jou lewe vir die Here gee, dan herstel hy jou eintlik. Jy's 'n nuwe mens. Weet julle, die probleem waarmee ons sit, is ons verhard ons eie harte soms teenoor God. Want hy het nie gedoen wat ons wou gehad het hy moet doen nie. Hy het nie in plek geval soos wat ons wou gehad het hy moet in plek val en raak ons kwaad vir die Here. Dan dink ek, wie is ons om vir die pottebakker te sê, hoekom het u my so gemaak? Die maaksel, die klei, betwyfel nooit die Skepper nie. Hy onderwerp hom aan die Skepper. En dit gaan partymal moeilik wees. Jy gaan partymal dinge moet aflê in jou lewe waarvan jy baie hou. Op daai wiel sal jy sien, daai klei word gedruk, daai klei word gedraai, daai klei word partymal plat gemaak en weer opgehef, en dit is presies wat die Here hier vir ons probeer illustreer. As jy gaan kyk hoe werk hierdie mense, dan lyk dit partymal chaoties. Maar die pottebakker is nog steeds besig om sy doel te bereik wat hy wil. Al lyk ons lewens soms chaoties, beloof ek julle, die Here is nog steeds in beheer van dit. Die een ding wat ek vir julle kan waarborg vandag is, baie van die chaoties wat in ons lewe gebeur, is ons eie toedoen. Dis ons eie ongehoorsaamheid, dis ons eie dom keuses wat ons soms maak, en moet ons die Here vir dit blameer. Soms moet ons net vir die Here geluister in die eerste plek om dit te voorkom. Nou om aan te sluit by dit, gaan ons verder met Romeine hierso, Romeine 9 vers 25. Ek preek so lekker, ek verloor my eie plek. Maar jy gaan my nie glo nie, nou weet ek al waar Romeine sit. Okay, so Romeine 9 vers 25. Soos hy ook in Hosea sê, ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem, en haar wat nie bemin is nie, beminde. En in die plek waaraan hulle gesê is, julle is nie my volk nie, daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God. En Jesaja roep oor Israel uit, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word. Want hy volbring 'n saak en verkort dit in geregtigheid, omdat die Here 'n saak wat verkort is op die aarde sal doen. En soos Jesaja tevore gesê het, as die Here van die leerskare vir ons nie 'n nageslag oorgelaat het nie, so Sodom sou hy ook geword het en aan Gomorra gelyk gewees het. Paulus haal hierso vir Hosea aan, en eintlik wys hy God se verstommende genade. Ons vat soms God se genade baie ligtelik op, en ons voel ons het dit soms verdien. Nie een van ons het dit eintlik verdien nie. En weet julle, dit is vir my so mooi, waar hy hierso sê, weet julle wat eintlik niks was, sal bemin word. En julle weet wat is om te bemin. Jy kyk na iemand en jy dink, wow, ons sal bemin word. En God sê vir ons, weet jy wat, al was julle nie my kinders nie, julle sal kinders van 'n lewende God genoem word. Ek dink nie ons begryp altyd hoe kosbaar dit is nie. En dan sê hy die oorblyfsel van Israel gered sou word, en ons het laasweek ook gekyk daarna dat nie net omdat jy van Israel afkomstig is jy outomaties gered nie. En dan is dit vir my eintlik so mooi as ons na hierdie hele ding gaan kyk in ons tydperk. Sê dis vir ons God se plan was nog altyd groter as net Israel gewees. God het 'n plan vir die heidene ook gehad van die begin af. Ons is daai plan, ons is daai heidene, en deur genade word ons ingesluit. Dit wat ons nie verdien het nie, sê die Here, ek sal dit vir julle gee met die grootste liefde.
Maar die probleem wat ons ook maak is, ons reageer baie keer soos Israel, en ons dink, omdat ons onsself 'n Christen noem, is ek outomaties gered. Ek gee ons die Here lippediens, so dit beteken mos, hy moet my eendag deur die poorte laat gaan, en eintlik sê Paulus, jy moenie die fout maak soos Israel, om met lippetaal net te dink, jy is outomaties gered nie. Omdat jy in 'n kerk sit, is jy nie outomaties gered nie, want net wedergebore kinders van God sal die ewige lewe eendag beerwe. 2 Korintiërs sê dit, ek het nie vir jou gegee nie. 2 Korintiërs 5:17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Die vraag bly by ons vandag, is ons nuwe skepsels in Christus? Het ons die ou self afgelê en laat uitsterf? Want as jy na die Bybel gaan kyk, ek het dit hierso uitgehaal, 'n wedergebore kind van God sal deur geloof tot bekering kom, sal in liefde lewe en die geestelike vrug wys. Hy sal God gehoorsaam, Christus volg, hy sal volhard, maar raak 'n bietjie moeilik, en hy sal deur die Heilige Gees gelei word. Om 'n Christen te wees beteken nie jy gaan kerk toe, jy het Bybelkennis of jy noem jouself 'n gelowige nie, want die hele Suid-Afrika doen dit omtrent. Kan vra enige aan, wat is jou geloofsoortuiging? Ek sê Christen. Maar jy dra nie die vrug van die Gees nie. Jy volg nie die Heilige Gees nie. Jy doen nie wat God van jou verwag nie. Jy's 'n slang tussen boeties en jy noem jouself 'n Christen, maar dan sê God vir ons, moenie laat dit julle verbaas nie. Want nie almal wat homself 'n Christen noem is 'n wedergebore kind van God nie. Maar weet jy, dat is my so mooi. Die Here sal daai slang nou ook gebruik tot sy voordeel, tot sy glorie. Dit is vir my so kosbaar as ek dink, maak nie saak wat om ons gebeur nie, die Here is altyd, maar altyd in beheer. Romeine 9:30 bring dit vir ons alles by mekaar. Wat sal ons dan sê? Dat die heidene wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid wat uit geloof is. Terwyl Israel wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Hulle werke kon hulle nie red nie. Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was, want hulle het al gestamp teen die steen van aanstoot, soos geskrywe is. Ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Dis kosbaar as jy sien, Paulus sê hierso, die geregtigheid word deur geloof verkry, nie deur werke nie. Israel het gedink as ons die wet kan onderhou, en eintlik sê Paulus, jy is vrygekoop, is baie meer eenvoudig nou. Weet julle, die probleem is, hulle wou nie Jesus Christus erken vir wie hy is nie. En hierdie gedeelte wat hy in Jesaja aanhaal, is eintlik so mooi, Jesaja 28:16. Daarom so sê die Here, Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen, wat vasgegrondves is. Hy wat glo sal nie haastig wees nie. So hierso in die Ou Testament sê dit al vir ons Jesus kom. En Jesus is veronderstel om hierdie hoeksteen te wees. Die probleem is, vir party mense gaan Jesus die hoeksteen en die fondasie wees, vir ander gaan hy 'n struikelblok wees. Vir die gelowiges, dies wat hom dien, is hy ons hoeksteen. Vir die ongelowiges sê dit eintlik hy's 'n struikelsteen. As jy struikel oor Jesus Christus, beteken dit eintlik vir jou, jy's nie gered nie en jy sal eendag verwerp word. So om Romeine 9 vir ons mooi uiteen te lê, dit sê vir ons God is soewerein. Ons as mens moet ons plek ken. Ons moet weet waar pas ons in. Verlossing kom net deur genade en deur die geloof in Jesus Christus, nie deur ons werke nie. Nou ek het vir ons 'n paar punte hierso uitgelig. Vandag, as jy onseker is, as jy nie weet nie, verneder jouself voor God en besef ons is nie die pottebakker nie. Nommer 2, vertrou God se geregtigheid, selfs as jy dit nie volkome verstaan nie. Hê vrede in God. Verwerp selfgeregtigheid. Ons is baie keer so selfgeregverdig. En God sê vir jou, nee. Jy kan nie jou verlossing verdien nie. En dan wil ek julle vra, laat Jesus in julle lewens regeer. Laat Jesus jou fondasie wees vandag. Laat hy jou hoeksteen wees vandag. Bou op Christus. Moenie dat hy vir jou 'n struikelblok wees nie. Julle, ons moet besef dat ons moet altyd nederig wees. Dit gaan nie oor ons nie. Die prentjie is soveel groter as ons besef dit gaan eintlik oor God.
Ons redding, weet jy hoe kosbaar is dit? Ons redding is nie eers meer gebaseer op waarvan ons kom nie. Die Here sê vir ons, julle heidene, sal my kinders genoem word. God neem ons aan, en onthou julle, hy het vir ons 'n bietjie vroeër gesê, ons deel in sy erfgedeelte. Wat vir my hartseer is ons jaag partymal hierdie lewe so na, en hierdie lewe is besig, feeslik. Ons het nie tyd om stil te sit nie, maar weet jy wat vir my so hartseer, ons jaag hierdie lewe partymal so, dat ons God se hand in dit mis. Ons is soms so gefokus op dit wat verkeerd gaan, dat ons eintlik mis, dat dit wat goed gaan. Ons mis partymal in ons swaar kry God se hand. Want ons fokus is op die verkeerde plek. Ons fokus is so op die probleem, dat ons nie meer na God kyk nie, en steede daarvan om te sê, Here, al sit ek hierso, ek vertrou U volkome. Ek gaan gehoorsaam wees, ek gaan oorgee aan U. Ek gaan nie meer my eie pad loop nie, maar ek gaan die pad loop wat U wil hê ek moet loop, al is dit nie altyd die lekkerste pad nie. Al is dit soms die ongemaklike pad. Maar mag my gesin eendag bid en sê, Here, mag hierdie pa van ons sy geloof hou, as dit te moeilik raak. Moenie bid, haal hom daar uit nie, Here, kry hom net daardeur. Dat hy as voorbeeld kan lewe, dat ons kan onthou, die pottebakker is aan die werk, dit gaan vir die klei partymal moeilik wees. God moet die gesag in ons lewens wees. Ons word deesdae geleer, jy is jou eie gesag. Jy is jou eie baas, jy bepaal jou toekoms. Nonsens. God bepaal my toekoms. Waar God my wil hê is waar ek sal gaan. Wat God wil hê ek moet doen is wat ek sal doen. Al is dit nie die mees populairste ding om te doen nie, al hou almal nie daarvan nie, dis okay. Ek het die voorreg gehad hierdie week om bietjie met jong mensies daar by die anker te gaan praat en ek sê vir hulle, staan uit en laat julle liggie skyn. Want die ander kinders kan neerkyk op julle. My pa het my gedeer op skool wat hy vir my gesê het, gaan loop een dag met jou Bybel onder jou arm deur die skool en ek het dit nooit gedoen nie. En die Here het so 'n fenominale sin vir humor, want weet jy hoe baie doen ek dit nou. Maar ek skaam my nie waarvoor hierdie woord staan nie. Ek wil hierdie mense moet my vra, wat is daai in jou hand? Ek wil 'n geleentheid kry om oor die Here te getuig. Julle, want dis eintlik vir ons wat hierso sit 'n absolute seëning om oor die Here te kan praat. Laat God jou vorm en moet asseblief nie meer teen sy hand druk nie. Moenie hard word teenoor God nie. Ek wil by julle pleit vandag. As dinge bietjie voel die wiele kom af in jou lewe, moenie jou hart verhard teenoor God nie. Maar besef dat God se hand is nog steeds daar en ek beloof julle eendag gaan jy terugkyk as ek na my eie lewe kyk. In my swaartyd, hoe was God se hand daar? Hy het my gevorm, hy het my naby aan hom gekry. Dan wil ek vir julle sê, glo in 'n nuwe begin die dag wat jy jou hart vir die Here gegee het. En vertrou volkome op sy plan. My laaste teksvers waarmee ek wil afsluit is Johannes 10 vers 27. Dit sê vir ons, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Maar hoe kosbaar is hierdie? En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal en niemand kan hulle uit my hand van die Vader ruk nie. Die Here Jesus Christus sê hier vir jou, as jy oorgee, jy word 'n wedergebore kind van God as jy veilig in sy hand, ongeag of die lewe om jou uitmekaar uitval. Ongeag of die nuusmedia vir jou sê, word vrees bevange. Wees bang vir wat kom, sê die Here vir jou, ontspan my kind, jy's veilig in my hand. Dit mag dalk moeilik raak, maar jy is nog steeds veilig in my hand. Al kry die mense jou uit, al sê die mense vir jou net wat hulle wil sê, my kind, in my hand is jy veilig. Vergeet van die mense, fokus net op my. Maak vandag Jesus jou hoeksteen en bou daarop. Bou op Jesus Christus en die beloftes wat Jesus Christus vir ons gemaak het. Dis my hartseer as Jesus Christus jou struikelblok is. Maar julle, as ons mense sien vir wie Jesus Christus se struikelblok is, breek ons harte. Ons bid vir daai mense en ons probeer hulle by die Here uitkry. Daar's 2 reaksies wat ons kan hê op Jesus Christus. Ons vertrou hom en ons word gered, of ons struikel oor hom en ons gaan verlore. Ek het een vraag vandag, en hierdie vraag is so eenvoudig. Gaan ons Jesus ons fundament maak? Of is hy dalk ons struikelsteen? Sluit asseblief met die oë. Die Here, ons begryp nie altyd die almag nie, en dit maak nie altyd vir ons sin, die Here, maar dit hoef nie altyd vir ons sin te maak nie, en vir dit is ek dankbaar vandag.
Here, ek wil vir U so baie dankie sê vir die feit dat ons weet, al gaan ons deur 'n stryd, is U nog steeds in beheer. U hou ons nog steeds in die hand vas en U sê in U woord, niemand sal ons uit U hand uitruk nie. Al bespot die wêreld ons, al vloek die wêreld ons. Here, U bly getrou en U plan bly volmaak en U plan bly perfek. Here, ek wil asseblief vra dat U vandag ons hoeksteen sal wees en nie ons struikelblok nie. Here, ek wil asseblief vandag vra dat as ons deur 'n stryd gaan, dat ons nie altyd sal vra kry ons hier uit nie, Here, maar kry ons hier deur. Here, dat ons lewens 'n getuienis sal word van 'n lewende God, dat die mense na ons kan kyk en kan sê, ek soek die grit en die deurhou vermoë wat daai persoon het. Here, en dat ons sal besef, dit kom nie uit ons uit nie, maar dit kom totaal en al net van U af. Here, ek is so dankbaar dat U ons God is, en ek is so dankbaar dat U nog nooit op ons opgegee het nie. Here, mag ons dit loutere vreugde ag, as die mense teen ons praat en die wêreld ons probeer verdruk. Want op die einde van die dag, soos Paulus geskryf het, ons ken van goed, ons ken van sleg, ons ken van baie, ons ken van min. Maar ons sal deur dit kom, want ons weet wie ons God is. Ongeag waar ons onsself vind, liewe Here, mag ons op ons knieë wees en net opkyk na U. Here, en mag ons deur ons lewenswandel 'n bewys wees van die mense wie die God is wat ons werklik dien. Here, my gebed vandag is dat ons mense kan gaan bereik met die evangelie, dat ons disippels kan word, buite in die wêreld kan uitkom, en soveel moontlik mense hierdie goeie nuus gaan meedeel, terwyl ons nog die geleentheid en die tyd het om dit te doen. Here, ek dank U vandag vir U, en ek dank U vandag vir elke persoon wat ingeskakel is en elke persoon wat luister. Dankie dat U ons God is. Dis my gebed vandag in Jesus naam. Amen en amen.